Naat mense, Jaap hier so. Ek wil die res van Openbaring 7 gaan met julle behandel. En gisterand het ons die eerste deel gedoen van die 144.000 en ek het vir julle verduidelik wat dit eintlik beteken en dat daardie getalle is eintlik 'n verwysing na wie van gepraat word, dat hierdie 144.000 is die Israel van die stam Israel, die fisiese Israeliete wat deur geloof in Jehoshua die gebooie onderhou het, en dat hierdie getalle wys na hulle as die bruid van Messias, en ook dat die nuwe Jerusalem is die plek wat Jehoshua vir hulle gaan voorberei het. Dis wat daardie 12.000 en 144.000 en al daai goed beteken. Dit het niks te doen met hoeveel mense is deel van die bruid nie, of hoeveel mense is geseël nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit handel oor wie is hulle. Daardie getalle is kodetaal, en ek het gister vir julle gewys, hoe het ek daarby uitgekom deur die skrif, en dat Johannes aan die einde van Openbaring vir hierdie 7 gemeentes gewys het en geopenbaar het, wat het hy bedoel met die 144.000. En natuurlik, die gemeentes sou verstaan het waarvan hy praat. Toe hulle die hele brief gelees het, toe besef hulle, hierdie was soos die klimaks gewees, dis hoekom Johannes het eers aan die einde van Openbaring verduidelik het, want dit is bedoel vir hierdie gemeentes dat as hulle volhard in die geloof en in gehoorsaamheid aan die Vader, dan gaan hulle deel van hierdie bruid wees wat in die nuwe Jerusalem kan bly, want hulle is deel van die bruid. En dis wat daardie getalle beteken. Maar in elk geval, kyk maar gister se video as julle dit weer wil sien. Dis 'n wonderlike openbaring wat jou gisterand vir my gegee het. En ek is baie dankbaar daarvoor. Nou gaan ek net aangaan met hierdie hoofstuk. En ons begin sommer hierso met vers 9. After these things, ek wil sommer net hier met die intrapslag vir julle sê, hierdie after is nie after nie, dis hoof. Weereens, soos met hoofstuk 4, met die begin, so daar sê, na hulle met die gemeentes gepraat het, dan sê die volgende hoofstuk kamsdag, after these things. Dis nie after nie, dit is ook hoof. As jy na hierdie woord gaan kyk in die Grieks, is dit met. Saam met hierdie dinge, dis eintlik wat hier staan. Saam met hierdie dinge, wat hy nou net genoem het van hierdie 12 stamme, gebeur hierdie volgende goed. So, with these things I looked, or together with these things, en hy praat van die goed wat hy nou bo genoem het van die 12 stamme. I looked and beheld a great multitude which no one could number, of all the nations, tribes, peoples, tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands. Nou natuurlijk sien ons, hulle is clothed in white garments, ons het alreeds gesien dat die wit kleed is regverdigheid. Regverdigheid se definisie in die Bybel is om die gebooie te gehoorsaam. Deuteronomium 7 vers 25 dink ek sê dit ook. Jesaja 51 vers 7. Of 7 vers 25, Jesaja 51 vers 7 en Lukas 1 vers 8. Ek dink daardie verse sê dat regverdigheid se definisie is die gebooie gehoorsaam. So hulle die gebooie gehoorsaam, dis hoekom hulle die wit kleed het. En ons het ook gesien Petrus verduidelik dat die wit kleed is ook die gedoop te word. Dit gaan hand in hand met gebooie gehoorsaam. Dis die eerste stap. Jy laat jou doop om te wys vir jou, jy het 'n begeerte dat hy sy gebooie op jou hart skryf. Dis die betekenis van die doop. So dis die eerste stap. Dis hoekom Markus 16:16 sê, wie glo in hom laat doop sal gered word. So as jy begin glo dat Jehoshua vir jou wetteloosheid gesterf het, die eerste stap wat jy doen is, jy laat jou doop, of jy doop jouself in die naam van Jehoshua, om vir jou te wys, jy wil graag sy gebooie gehoorsaam, en jy wil hê, hy moet jou die gebooie op jou hart skryf, deur sy gees. So jy sterf as die ou mens in die water, jy staan op as 'n nuwe mens uit die water, wat 'n begeerte het om weer gehoorsaam te wees. And crying out with a loud voice, saying, salvation belongs to Yahuwah, who sits on the throne, and to the Lamb. En is interessant as sê, verlossing behoort aan die Vader, en ook aan die Lam, né? Want dit is interessant, die Lam se naam, Jehoshua se naam beteken Yahuwah, ons verlosser.
All the messengers stood around the throne and the elders and the 4 living creatures and fell on their faces before the throne and worshipped Yahuwah, saying, Amen, blessed and glory and wisdom, thanksgiving, and honor and power and might be to Elohim forever and ever. Amen. Then one of the elders answered, saying to me, Who are these arrayed in white robes, and where do they come from? And I said to him, Sir, you know. So he said to me, These are the ones who come out of the great tribulation, and washed their robes and made them white in the blood of the Messiah, of the Lamb. So, dit beteken, hulle almal het geglo in Yahuwah se verlossing vir hulle. Dit is een groot prerequisite, dit help hulle gaan dood, maar hulle het nie geglo in die offer van Yahushua, dat hy betaal het vir hulle vorige wetteloosheid nie, soos wat ons lees in Romeine 3:25. Dan sê dit maar useless dood gewees het. Maar hulle is gedood, omdat hulle geglo het in Yahushua se offer, en weggedraai van hulle wetteloosheid af. Dit is hoekom hulle gedood is. Nero het dit begin, 64 na Christus tot 68 na Christus het hy begin, toe het hy self net selfmoord gepleeg. Maar hy het hulle geblameer vir 'n vuur wat hy gestig het in Rome. Blijkbaar het Nero die vuur veroorsaak in Rome, en toe blameer hy die Christene. Dis waar die persecution van die Christene begin het, 64 na Christus. Maar voordat natuurlik is al reeds persecutions gewees. Ons weet Paulus self het so 'n groep gehad wat saam met hom, so gang, wat die gelowiges aangeval het en geslaan het en hulle gevange geneem het en so aan. Ons lees 'n bietjie daarvan in die Flavius Josephus se boek. Kom ons gaan voort hierso. Ek wil vir julle wys hierdie Great Tribulation. Hy sê vir hulle, hierdie is die mense wat uit die groot verdrukking kom. Nou kom ons kyk wie volgens die Bybel was in die verdrukking. Dis nogal belangrik, want hierdie vers sê, hierdie mense wat voor die troon nou staan, wat Johannes hier sien, is diegene wat uit die verdrukking kom. Almal, mense vandag dink ons die Bybel gaan net oor hulle. So kom ek wys julle eintlik oor wie gaan hierdie verse. Openbaring 1 vers 9, I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and passions of Yahushua Messiah. Hier sê Johannes self dat hy is in die groot verdrukking. Matteus 24:9, Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Weer eens, Matteus 24, handel oor wat met die disippels sou gebeur het. Matteus 24 vers 34 sê Yahushua, hierdie dinge wat ek nou vir julle hier gesê het, insluitend hierdie vers, gaan met julle gebeur. Hy sê daar vir hulle in vers 34, dit gaan met julle gebeur. Matteus 24:21, For then there will be a great tribulation such as has not been since the beginning of the world until this time, no nor ever shall be. Weer eens, vers 34 sê Yahushua, hierdie woorde van hom, van die groot verdrukking wat met hulle gaan gebeur. Vers 34 sê hy, dit gaan met sy disippels gebeur. Hy kyk vir hulle in hulle oë en hy sê, dit gaan met julle gebeur. So ek weet nie, hoe kan mense vandag glo, hierdie goed moet nog met hulle kom gebeur, 2000 jaar later nie. Want dit staan net baie duidelik in die skrif, Yahushua het vir hulle gesê, sy disippels, dit gaan met hulle gebeur. Hy het gesê selfs van hulle gaan nog lewe as hy terugkom. Matteus 24:29, Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Weer eens, vers 34 van hierdie hoofstuk sê Yahushua, hierdie dinge gaan in hulle generasie gebeur, van die disippels, né? Matteus 24:29 sê dat die sons en die maan word verduister, en ek glo, dit is 'n bewys ook hierdie eintlik dat daardie wat hulle sê 536 na Christus gebeur het vroeër gebeur. Dit het vroeër gebeur as 536 na Christus. En soos ons het hier sien, hy sê net na die verdrukking, wat geëindig het, nie eintlik geëindig het, maar die groot oorlog het geëindig so 72 na Christus. Maar daar was dit die oordeel wat toe kom oor Rome, want onthou volgens Daniël se visioen van die standbeeld, was die voete van yster en klei saam vernietig, né?
So Rome moes ook naaste by saam met Israel destrooi word, vernietig word. En die deel van hulle vernietiging was hierdie verduistering van die son en die maan en die sterre. Nou soos ek vir julle gesê het, daar was 'n tyd met die vulkane, wat vulkaniese uitbarstings oor daai hele area van Rome, dat die son en die maan alles verduister het vir 18 maande. En dan sien ons in die hagiografie of die Vatikaanse biblioteekboeke, dat daar staan dat na hierdie verduistering, en in Joël 2 staan dit ook, net na hierdie verduistering, het die 1000-jarige vrederyk begin. So hierdie twee het so saam gegaan, hand aan hand. Die verduistering, en net daarna die 1000-jarige vrederyk begin. It's amazing, hoe die dinge so inpas, en soos ek sê, in Joël 2 sê dit presies net so. Gaan kyk my video oor Joël 2. Daar verduidelik ek julle daardie verse en hoe die goed in mekaar pas. En dan wys ek julle in die geskiedenisboeke hoe dit alreeds gebeur het. Markus 13:19 For in those days there will be a tribulation such as has not been since the beginning of the creation which Elohim created unto this time, nor ever shall be. Weer eens dieselfde as vers in Matteus 24. Maar ek het ook 'n video hier oor gedoen oor die wegraping. Die enigste moontlike vers wat jy kan gebruik vir 'n wegraping idee is soos hierdie vers. En hierdie vers 21 hierso van Matteus 24. Want hierdie verwys spesifiek na die gelowiges, want dit is die ergste tyd ooit vir die wat in Jahwe geglo het. Van die begin af tot en met die disippels se tyd was dit die ergste ooit. Nou dit beteken dat as dinge gaan erger word in die tyd van ons leef vir gelowiges, dat dit is 'n moontlikheid dan vir 'n tipe van 'n wegraping, want anders gaan dit teen die skrif, anders gaan dit teen hierdie woorde van Joshua. As dit erger word vir die gelowiges in ons tyd, as vir hoe dit was vir hierdie gelowiges van Joshua se tyd. Markus het ek gedoen. Markus 13:24, but in those days, after that tribulation, the sun will be darkened and the moon will not give his light. Weer eens dieselfde. Matteus 24:22. And unless those days were shortened, no flesh would be saved, but for the elect's sake, those days will be shortened. Dit pas in by wat ek julle nou gesê het hier van hierdie maan en son wat verduister. En soos ek sê, 18 maande het dit gebeur, vir 18 maande. Nou die boeke sê 536 na Christus was dit vir 18 maande donker. Maar ek dink daardie datum is opgemaak, dit is vroeër gewees as dit, paar 100 jaar vroeër. Nou, as jy kyk na die tydlyn, moes die 1000-jarige vrederyk begin het met 500 na Christus in elk geval, maar daardie tyd is verkort, soos ons lees hier in Matteus 24:22, ek dink die tyd wat verkort is wanneer die begin van die 1000-jarige vrederyk sou gebeur het. Ek dink daardie tyd is verkort. So ek dink nie dat dit eers 500 na Christus gebeur het, maar sê nou maar 100 na Christus. So iets. So dit is dalk verkort met 'n paar 100 jaar. Want hy sê, anders sou geen uitverkorenes gered kon word nie. Johannes 16:33 These things I have spoken to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Hy sê vir sy disippels dat hulle hoef nie bang te wees nie, hy het klaar alles oorwin. En maar dat hulle 'n groot verdrukking gaan moet deurgaan. Net soos wat Johannes vir ons gesê het, hierdie selfde Johannes het vir ons gesê in Openbaring 1:9, dat hy is in hierdie verdrukking, wat Johannes 16:33 van praat. So hy het dit bevestig in Openbaring, dat dit is werklik so gewees, dat hulle het toe in die groot verdrukking inbeweeg. Die disippels, nie ons nie. Hier is nie 'n verdrukking in ons tyd, die mense. Hier is leuns van Lucifer, hy probeer julle laat glo daar is 'n verdrukking. Dit is deel van sy groot misleiding van hierdie tyd waarin ons leef, want hierdie tyd die Bybel sê hierdie tyd word genoem die tyd van misleiding. Dis
Die kort tyd van misleiding. Dis wat hierdie seisoen genoem word waarin ons nou is. Letterlik, die kort tyd van misleiding. So Lucifer lieg oor alles. Hy lieg oor waar ons is op die tydlyn. Romeine 12 vers 12. Die Bybel sê vir ons duidelik waar ons op die tydlyn. As mense oë net oop is vir hierdie goed, dan kan jy dit duidelik sien en dan moet jy net gewillig wees om te aanvaar wat die woord sê. Hou op om te probeer die woorde van Jehoshua verander, goeders by te sit, om dit anders te laat klink, om dit te laat inpas by jou sienings. Moenie die Bybel probeer inpas by jou sienings nie, dit werk nie so nie. Mens mag dit nie doen nie. Ongelukkig vandag, daar's baie mense wat dit doen. Romeine 12:12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Hier sê Paulus dat hulle is in die verdrukking, hulle is in die groot verdrukking. 2 Korintiërs 1 vers 4. Who comforts us in all our tribulation? Weereens, Paulus sê hulle is in die verdrukking, mense. Paulus en die disippels, hulle was almal in die groot verdrukking. That we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by Yahuwah. En die groot comfort wat hulle gehad het, is dat Jehoshua enige tyd kan terugkom. En dit is deel van Paulus se boodskap gewees. Groot deel van sy boodskap is dat Jehoshua enige oomblik kan terugkom, en dat hy gaan terugkom in hulle generasie. Hy het net soos die disippels dieselfde boodskap gehad. Die mense moet moed hou, sterk staan in die verdrukking, want Jehoshua kom enige oomblik terug. Hy het self so ver gegaan om te sê, moenie eers trou nie. Hy het vir die mense gesê, dis beter om nie eers te trou nie, want Jehoshua kan enige tyd terugkom. Dis hoe erg hy daarop gefokus het, om vir die mense te sê, dit kan enige tyd gebeur, so moenie jou tyd eers mors om te trou nie. 1 Thessalonicense 3 vers 4. For in fact, we told you before when we were with you that we would suffer tribulation, just as it happened and you know. Weereens Paulus, deel van hulle boodskap was dat die mense wat gaan glo in Jehoshua, volgens die Bybel, volgens profesie, en hulle het dit vir hulle gewys uit die profesie uit, dat hulle gaan in 'n tribulation wees, hulle gaan in 'n verdrukking deurgaan. Hulle het ook Jehoshua gekwoteer, soos wat hy hulle geteach het, soos wat hy hulle geleer het in Matteus 24 en so aan, dat hulle gaan in die verdrukking wees. Amazing, né? Amazing. Dit het vervul in daardie tyd, nie met ons tyd nie. Smyrna, daai gemeente van Smyrna, een van die 7, Openbaring 2 vers 9. I know your works, tribulation and poverty. Hier sê Jehoshua vir Smyrna, hy weet dat hulle is in die groot verdrukking en hulle is arm. Maar dan sê hy vir hulle, dat hulle is geestelik, is hulle ryk, but you are rich. And I know that the blasphemy of those who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Openbaring 2 vers 10. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. And you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Jehoshua het geweet, hierdie gemeente gaan doodgemaak word. Die ander gemeentes het hy weer ander dinge gesê, hy het vir hulle gesê, hy gaan enige tyd terugkom, en hy gaan hulle kan onkant betrap, as hulle nie repent nie. So hy het selfs vir hulle gesê, dat hy gaan terugkom terwyl hulle nog lewe, want hy kan hulle onkant betrap as hy terugkom. Maar vir hierdie spesifieke gemeente het hy gesê, hulle gaan doodgemaak word. Moontlik voor hy terugkom, gaan hulle doodgemaak word. Maar dat hulle gaan die kroon van die ewige lewe ontvang. En ja, hier sê vir hulle, dat hulle is in die groot verdrukking. So, duidelik mense, al hierdie verse wat ek julle nou hier wys vir julle, dat die groot verdrukking was in die eerste 70 jaar na Christus, is dit vervul. Dan kan ons nie nou kom en sê, dit gebeur die jaar 2025, nie? Want dan maak ons Jehoshua uit as 'n leienaar, en hy is nie 'n leienaar nie, hy het nie gelieg nie. So, dis hierdie verdrukking, Great Tribulation van Openbaring 7:14. Hy verwys spesifiek na hierdie mense wat gekom het uit daardie eerste 70 jaar na Christus, wat geglo het in Jehoshua en doodgemaak is vir hulle geloof. Therefore they are before the throne of Elohim and serve him day and night in the temple, and he who sits on the throne will dwell among them.
They shall neither hunger any more, nor thirst any more. The sun shall not strike them, nor any heat. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of waters, and Yahuwah will wipe away every tear from their eyes. So hierdie is spesifiek daardie gelowiges van daardie tyd van Paulus en die disippels se tyd, wat doodgemaak is, deur wilde diere verskeur is, verbrand is, en warm olie op hulle gegooi, doodgesteek is met swaarde, allerhande maniere het hulle doodgemaak en gemartel, en dis hulle wat hiervan gepraat word, wat daar in die troonkamer is, in hulle wit klere, hulle is saints, hulle is die gelowiges wat deur geloof in Joshua die gebooie onderhou het en gesterf het vir hulle geloof, nie gewillig was om hulle knie te buig voor die valse leringe van Rome nie, en daarom het dit hulle lewens gekos. Hulle was nie bang om te sê dat hulle glo in Joshua nie, selfs al het hulle gevretten om hulle dood te martel, het hulle nog steeds gesê, nee, ons is wat ons is, en julle moet ons maar doodmaak. So dit is nie ons hier in die mense, niks met ons te doen nie. Hierdie vers het niks met ons te doen nie. Dit is daardie mense van Joshua se disippels, Paulus se disippels, volgelinge, van die eerste gelowiges in Joshua se tyd. Dis hulle, selfs Johannes die Doper val ook onder hierdie groep. En ja, dit is Openbaring 7 vir julle, en die ander ding van Openbaring 7 is, hoekom hoekom Johannes 'n bietjie afdwaal van die morbiede skrif en leringe van Openbaring, hier in hoofstuk 7, gaan hy bietjie na 'n positiewe, op 'n positiewe trant, hy gaan bietjie na 'n positiewe kant toe, want hy wil iets stigting, hy wil hierdie 7 gemeentes bietjie stig, hy wil hulle bietjie opbou, hy wil iets positiefs vir hulle gee, om moed, sodat hy kan moed hou, sodat hulle te versterk in hulle geloof, en dat hulle moet vasbyt. Dis hoekom hy hierdie insit. Hy wil nie net slegte nuus vir hulle gee nie. Dis hoekom hy bietjie afdwaal van al die pla en vloeke en goeders wat Joshua en Jahoua gaan bring oor Israel en Rome. Net om 'n bietjie hulle fokus te plaas weer op hulle prys. Op wat gaan hulle kry as hulle oorwin? Wat gaan hulle ontvang as hulle volhard tot die einde toe? Hy wil hulle net bietjie opbou en vir hulle wys, hou vas tot die einde toe, dan gaan julle hierdie goed ontvang. Julle gaan in die troonkamer by Jahoua wees, en julle gaan geseënd wees, en die lam gaan by julle wees, soos hierdie laaste verse wys, en hy sal julle lei na lewende waters toe, en julle sal nie meer swaar kry nie, julle sal nie meer, die son sal julle nie meer brand nie, en julle gaan nie meer seer kry nie, julle gaan nie meer honger hê nie, julle gaan nie meer dors nie, al hierdie goed, net iets stigtelik, is dit 'n woord in Afrikaans? Ek weet nie, maar net om hulle 'n bietjie op te bou, voordat hy nou weer aangaan met die res van die vloeke en so wat Jahoua oor Israel uitspreek, voordat hy weer aangaan met dit. So dit is hoofstuk 7 vir julle, en dit is 'n baie mooi hoofstuk vir my gewees, nadat ek hierdie openbaring ontvang het van die eerste deel van die 144.000. Dit is 'n baie mooi hoofstuk. Julle moet julle dag geniet, en ek gaan aangaan met hoofstuk 8, wanneer ek tyd kry om dit deur te werk. Maar hierdie hoofstuk het ek het nie verwys na ander mense se leringe nie, dis goed wat ek maar self ontvang het van Jahoua af. Hoofsaaklik het ek al hierdie goed maar van Jahoua ontvang. Ek is dankbaar daarvoor, want baie keer vertrou mens maar ook nogal op ander mense se studies oor hierdie goed wat hulle al reeds gedoen het. Boeke, ander mense wat boeke geskryf het hieroor, of professors se sienings. Soos ek verwys partykeer na, of gaan kyk bietjie na professor Jackson Snyder se goeters ook, en dan hierdie ander boeke wat ek na verwys, Revolution van Daniel Moral, en The Mystery is History, daardie boek. Ek sal nog vir julle die skrywer noem van daardie boek, The Mystery is History.
Dis hierdie boek hierso. Net hier kyk, wat se bladsy is hierdie? 119. Hierdie boek is op 'n 500 bladsye lank. Jo, hy is dik soos die Bybel amper. Maar in geval, kom ons kyk of ons kan sien wie het hierdie boek geskryf as jy wou gekyk het. Ek weet nie of jy hom gekoop kan kry nie. Ek het hom gekry by professor Jackson Snyder by Jahad. Julle kan hom dalk vra vir hierdie boek. Ja, dis Adam C. Dressel. Hy het dit geskryf. Nou hierdie hele 500 bladsy boek of 540 bladsy boek handel net oor Openbaring. Die wysheid jou baie inligting het hy hier ingedruk in hierdie boek oor Openbaring. Maar ja, dit is wonderlik. En okay, julle moet julle dag geniet en groete daar en ons praat weer in die toekoms verder oor Openbaring. Totsiens.